Vriende, ons gaan die nooi om in hierdie aand saam met ons die woord van die Here oop te maak. En ons gaan die woord van die Here lees in Psalm 46. Psalm 46, daar van die begin af. Lees vir ons voor. Hy sê, vir die musiekleier, vir die kinders van Korag, met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede, is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge, weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimighede. Sela. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis. Koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat opbou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela. Daar lees ons uit die woord van die Here, en mag hy hierdie woord vir ons lewendig maak. Ja, as ek in hierdie gedeelte kyk, dan lees ons van baie omstandighede, baie dinge wat gebeur, en ons leef vandag in 'n wêreld en in 'n land waar ons baie van hierdie dinge sien gebeur. En dit word aangevuur deur die media, en hulle blaas net vrees en bewing in mense in. Ons leef in tye waar jou lewe niks werd is volgens die wêreld daar buite nie. Die ekonomie is totaal wisselvallig. Min dinge is vas en sekuur. En in die lig van die gebeure wat op hierdie stadium in die wêreld afspeel, is dit iets wat 'n mens regtig skud in jou binneste, want dit bring in baie mense se harte 'n vrees na vore, want daar's nog soveel wat nog gedoen moet word. Baie ou mense wonder, sal ons voor die einde miskien nog weer ons kinders kan sien? Sal ons miskien nog 'n geleentheid hê om saam die Here te kan dien? Sal daar nog bietjie guns bewys word? En wat wag nog? Dit is die politiek. Dit is die ekonomie. Die brandstofpryse, want ek hoor terwyl alles in die Midde-Ooste aan die gang is daar 2 olieskepe wat mekaar getref het, en dit gaan nou verseker weer die olieprys opstoot. Daar's die voedselpryse wat daardeur geraak gaan word, en onmiddellik begin mense vrees oor, hoe gaan ons deur ons begroting kom? Dis die rentekoerse. Nie eens om te praat van die geweld wat in ons dag aan die gang is nie. En te midde van dit alles, is daar nog steeds die stakings in die politieke agenda. Dis BEE, dis onluste, dis betogings, geweld op geweld, moord op moord, doodslag op die paaie, en waar jy jou voete mag neersit, daar word het aangewakker, om in mense hierdie vrees te kom opwek. Sanksies teen Rusland, wat net nog meer hierdie mense stoot oor die drempel om te wil oorlog voer. Sanksies van Rusland af teen die res, om 'n punt te bewys. Dink aan die Verenigde Nasies, die NATO-lande, die BRICS-lande, en almal is in 'n magsbeheptheid teenoor mekaar, en hier sit baie mense in die middel vasgevang, en word oorweldig deur, wat
gaan kom. Dis Iran en Israel en die Oekraïne. En hierdie groot magspel wat in die wêreld besig is om af te speel. Soveel van dit, dat dit eintlik verstommend is, om te dink dat alles op so 'n plint gekom het. En die stelling wat die Here vandag op my hart kom afdruk het is, in die lig van al hierdie wêreld gebeure, kom baie mense by die plek dat hulle so oorweldig word met vrees. En dan kan ons dink aan hierdie gedeelte van Psalm 46 wat handel oor om vreesloos te kan wees. Ons weet dat terwyl hierdie wêreld geen veilige hawe het om vir ons te bied nie, is ons enigste veiligheid in die Here. Terwyl daar niks en niemand meer getrou is in hierdie dag nie, is God steeds getrou. En ons weet dat daar geen ander verlossing as net in die Here is nie. En dit maak nie vandag saak wat gebeur in die wêreld daar buite nie. Dit maak nie saak waarmee hulle besig is nie. Dit maak nie saak wat hulle agenda is nie. Want niks kan ons skei van die liefde van God nie. En hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Maar in hierdie gedeelte is daar vir ons 3 dinge wat vir ons kom wys dat ons nie nodig het om vreesloos te wees, dat ons kan vreesloos wees, te midde van alles wat in die media aangeblaas word. Psalm 46 is 'n lied wat deur die seuns van Korag na ons kant toe kom, te midde van omstandighede wat baie chaos vir hulle was op daardie stadium. Dit was eintlik vir hulle 'n pandemonium gewees. Hulle bevind hulle self in moeisame tye, met ongeëwenaarde, onsekure tye, net soos wat ons ook in hierdie dag beleef. Die skrywer van hierdie Psalm se wêreld eintlik in mekaar begin tuimel. 'n Vyandige tyd, waar daar soveel magte was van Assirië af, wat hom kom omringe daar rondom die stad van Jerusalem. 46 stede van Juda wat oorweldig is alreeds. En hier is hierdie ou stadjie van Jerusalem, wat ook oorweldig gaan word, en meer as 185.000 soldate, wat rondom Jerusalem stad gereed staan, om hierdie plek te beleer. En nou toe ek daarna kyk, toe klink dit so baie vir my, na die onsekerhede wat daar vandag vir ons in hierdie wêreld is. As mens na die nuusflits te kyk, dan sien die mens dit. En daarom het die Here op my hart gelê om so 'n bietjie met u te praat oor hierdie Psalm, sodat ek en jy ook vreesloos kan wees. Vreesloos te midde van COVID en varkgriep en al die epikonders wat rondom ons is, en die mens beleef dit, en jy sien die erns daarvan, en jy sien hoe beïnvloed dit mense. Nou voordat ons in die detail van dit indelf, wil ek net eers fokus op 'n woordjie, en dis daardie woordjie wat in hierdie gedeelte 3 keer na vore kom. In vers 3 is die woordjie, en in vers 7 en weer in vers 11 hierdie selfde woordjie. Hierdie woordjie vind ons 74 keer in die Ou Testament, waarvan hy 71 keer in die boek van Psalms opgeteken is. En dis hierdie woordjie Sela. Sela wat 'n woordjie is wat ons noop om vir 'n oomblik net te dink oor wat hier staan. Hierdie woordjie Sela kom oor en oor en oor in hierdie boek voor. Dit beteken baie kosbare dinge. Wanneer 'n mens hierdie woordjie Sela raak lees, dan is daar 'n klem wat geplaas word. 'n Musikale klem, 'n ruspose wat in hierdie Psalm wat 'n lied is ingebring word om vir 'n oomblik asem te haal en vir 'n oomblik net tot stilstand te kom en nie verder te sing maar net omdat ek moet sing nie, maar net vir 'n oomblik te dink, wat sing ek? Dit wil sê terwyl die musiekinstrumente aanhou speel, moet ek vir 'n oomblik langer pose inbring, vir 'n langer tyd net vir 'n oomblik stil word, as om maar net aan te gaan. Want deur hierdie woordjie Sela word dan nou klem geplaas op die gedagte wat nou gedeel is. En hierdie klem wat geplaas word, bring 'n mens by 'n plek, 'n mens wat die woord vir ons wil kom leer, haal net vir 'n oomblik asem en dink oor wat God vir ons wil wys. Verder verwys dit ook na die gedagte dat dit wat sopas genoem is, net so 'n bietjie meer klem moet kry. Maar deel van hierdie klem wat dit moet kry, is dat dit my gedrag, my lied so 'n bietjie moet ophef tot 'n hoër toon. Dis 'n ophef na 'n hoër toon van klank wat gebring sou word. En so moet ons, wanneer ons hierdie woordjie Sela lees,
moet daar 'n hoër toon in ons lewe inkom, om op 'n hoër vlak te reageer, op 'n hoër vlak van gehoorsaamheid, op 'n hoër vlak van toewyding, op 'n hoër vlak van minder vreesloosheid. Ons kan die woordjie ignoreer. En ons kan maar aangaan soos wat ons aangaan. Dit beteken, daar's iets wat sopas hier genoem is, wat belangrik genoeg is, om vir 'n oomblik stil te staan, en dit goed te verstaan. Nee weer, dit is so belangrik, dat dit regtig nodig is, om stil te word vir 'n oomblik, en nie verder te gaan met hierdie lied, voor jy hierdie gedagte nie verstaan word. Engels sou sê, dis 'n silent reflection. Dis 'n pause. Bekende skrywer het gesê, take a breath in order to reflect and remember. Dis wat Selah beteken. Die Amplified Bible sê, is to pause and calmly think about this message. Selah beteken ook om 'n hoër vlak van aanbidding in my siel op te wek. En so behoort hierdie woordjie ons te bring by 'n plek. Maar hierdie woordjie word nie net geskryf op enige manier nie. Dit word geskryf in die imperatief. Dis 'n moet, dis uiters belangrik, dis lewensbelangrik om dit so te vat. Dis 'n opdrag. Hierdie woordjie Selah wys eintlik vir ons dat hierdie gedeelte 'n uitstaande gedagte vir jou en vir my is, wat ons nie kan bekostig om te mis nie. So kom ons kyk na die perspektief wat hy vir ons wil kom gee oor hierdie woordjie en hierdie gedeelte. Nou vriende, soveel mense vandag is oorweldig deur omstandighede. En eintlik in 'n groot mate is ons ook maar al baie geleer om drama queens te wees. Ons raak baie keer so meegesleur met al die gebeurtenisse van die lewe. So voor dit gebeur, dan is ons al klaar in 'n hele ander rad en ons is besig om heeltemal kop te verloor. Ons verstaan vandag dat die woord van die Here vir ons sê daar's profeseë van die eindtyd. Daarom help dit nie vandag ons bid vir vrede en vir veiligheid nie, want die woord sê die wêreld gaan vrede en veiligheid roep, en soos 'n oomblik gaan dit wees soos baringsnood wat dit gaan oorval soos 'n swangere vrou. Dit help nie ons bid dat die oorlog moet op 'n einde kom nie, want die woord van die Here sê in die laaste dae gaan daar oorlog wees. Dit help nie ons bid en sê daar moenie hongersnode wees nie, want die woord van die Here sê dit gaan so wees. Ons moet vra, Here, wanneer dit daar is, dra ons deur dit. En help ons, Here, nie te kyk na die wêreld wat rondom ons is, wat nie antwoorde het nie, maar help ons, Here, om vreesloos te wees. Ons het nie nodig om te vrees nie. Ons het nie nodig om oorweldig te word nie. Ons het nie nodig om oorweldig te word deur siekte en omstandighede en toestande. Ons het nie nodig om bekommerd te wees en vreesagtig te wees oor die dag van môre nie. Of wat van in ons land gebeur, of wat gaan met ons kinders gebeur, of wat gaan met ons werk gebeur nie. Net te midde van dit alles kan ons let op Psalm 46, sodat ons vreesloos kan lewe voor die Here. In hierdie gedeelte in vers 2 sien ons die woorde wat vir ons sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. En vir jou en vir my as kind van die Here kan ons vandag beroem op hierdie woorde wat in daardie vers van ons opgeteken is. Want ons is nie nodig om vreesagtig te wees vir die lewe nie. Ons kan vreesloos lewe, want hy is vir ons vandag en tot die laaste dag toe 'n toevlug. Want ek weet nie of jy nog ooit agtergekom het nie, maar voor al hierdie dinge daar was hy reeds daar gewees. En wanneer alles verby is, dan sal hy steeds daar wees. So hy bly die toevlug, soos wat hy vir Adam was toe hy besef het, hy het 'n fout gemaak. Kon Adam die keuse maak om 'n toevlug te vind in die Here. En tot die laaste dag toe van Stefanus se lewe, was hy vir hom 'n toevlug, tot in hierdie oomblik, en ons laaste dag, sal hy vir ons die toevlug bly. Vers 3 sê, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde, en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe, deur sy onstuimigheid. Selah. Hy sê, mens is nie nodig om te vrees nie, al waggel die aarde, al wankel dit wat God geskep het 6000 jaar terug, wat nog nooit een keer gewankel het nie, al wankel dit, het ons nie nodig om vreesagtig te word nie. Al wankel die berge tot in die diepte van die see, al kom die see op met 'n groot gebruis, met nog die grootste tsunami wat ons nog ooit gesien het, het ons nie nodig om te vrees nie, want die God wat ons dien, is vir ons 'n skuilplek.
En by hom kan ons skuil. Die Engelse vers sê, God is our refuge and our strength. A very present help in times of trouble. 2 Samuel 22 vers 3 sê, God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser van geweld het U my verlos. Psalm 27 vers 1 sê die woord van die Here, 'n psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Psalm 37 vers 39 sê, maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid. Te midde van geweldige druk, te midde van al die boosheid wat rondom ons is, te midde van al die dreigemente wat oor ons pad mag kom, te midde van die geweld wat ons so vinnig kan kom besoek, die antagonisme wat ons beleef, die aggressie, die arrogansie, die boosheid wat rondom ons is, die donkerte wat daar rondom ons na vore kom, en ons hulp nodig het, kan ons skuilplek vind, nie in 'n rotsvesting nie. Wanneer alle rotsvestings in die diepte van die see wegsak, is daar een enkele rots wat oorbly, en dis die ewige rots, en in hom kan ons skuilplek vind, te midde van al die agendas, en al die dinge wat rondom ons gebeur, is hy vir ons die rotsvesting, wat onwankelbaar bly. En ons hoef nie te skuil by die rots nie, ons kan skuil binne in die rots, en hier is die wonder van dit, want hy is die ewige onveranderlike rots, hy is die rots by wie ons kan skuil, wat nie beweeg kan word nie, wat in 6000 jaar nog nie verander het nie, en nooit ooit sal verander nie, ons kan by hom skuil, want hy is buite tyd, en buite spasie, ons kan by hom skuil, want hy is in beheer van alles. Hierdie ondervinding dat hy die waarmaker is van sy woord, wat die vrees kom uitdryf. Die skrywer wonder nie, of die Here by magte is om vir hom 'n skuilplek te bied nie. Hy weet, against all odds, maak nie saak wat oor sy pad kom nie, hy kan by God skuil. Hierdie Engelse woordjie, a very present help in times of trouble, is 'n oorvloedige, genoegsame, onmiddellike hulp, wat nooit opraak nie, wat nooit wegraak nie. Hierdie is van die koning van die konings, van die meester van die meester. Nou party mense bou hulle huis op die sand, en ander mense bou hulle huis op die rots. Ons hoef nie net op die rots te bou nie, ons kan binne in die rots ons skuilplek vind. Hy is ons toevlug. En daarom het ons nie nodig om vreesagtig te wees vir die dag waarin ons onsself vind nie. Psalm 9 vers 10 sê, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdruktes, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat U naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek nie verlaat nie. En daarom kan ons psalm sing tot eer van die Here. Want hy is my toevlug. Hy is my rotsvesting. Ons kan vandag op die Here alleen vertrou. Wanneer ons in ons menswees swak is, wanneer ons oorweldig word, want ons word oorweldig. Ons word soms getref, toe ons dit nooit verwag het nie. Ons word soms uitgehaal, toe ons dit nooit gesien kom het nie. Maar hy is 'n very present help. Wanneer jou lyf nie meer wil nie, wanneer die gemoed nie meer wil nie, wanneer ons nie meer kans sien vir die dag van môre nie, kan ons toevlug vind in die Here. Weet jy vriende, hoeveel keer ek het in die laaste paar jaar van my lewe al beleef het, dat ek my skuilplek keer op keer kan vind in die Here. En daarom moet ons beywer daarvoor, om ons toevlug na hom te vind, sodat ons nie kan oorweldig te word deur die dinge van die lewe, en die hoekoms van die lewe, en die what-ifs van die lewe nie. Want hy is voorwaar alles wat ons vir die toekoms nodig het, as 'n toevlug. Hy is 'n toevlug wat voorsien, hy is 'n toevlug wat sekuur, hy is 'n toevlug wat beskerm, hy is 'n toevlug wat ons omhul, hy is 'n toevlug wat ons kom dra, hy is 'n wonderbare toevlug in die hier en die nou en in die ewigheid. Corrie ten Boom het gesê, look it within and be depressed. Look without and be distressed. But look to Christ and be at rest.
Dit is vir my so 'n mooi gedagte as 'n mens daaraan dink. Want baie maal soek ons die antwoorde van iemand af. Baie maal soek ons die antwoorde van iets af. Iets moet net gebeur vir ons. Maar as ons net ons harte op hom kan fokus en na hom toe kan vlug, dan is hy altyd gereed. As 'n onmiddellike hulp in daardie oomblik van benoudheid. Vers 2 verwys die skrywer na die ergste rampe wat kan gebeur. Aardbewings, vulkane wat mag gebeur, berge wat in die see wegdal, die see wat mag opbrys, dit wat buite ons beheer is, daar waar ons niks aan kan doen nie. Te midde van dit, die ergste wat kan gebeur, wat dit buite jou beheer is, tot dan toe kan ek my toevlug vind in die Here. Genesis 1 leer ons hoe God die wêreld binne oomblikke geskep het. En hy kan hierdie hele wêreld binne oomblikke laat verdwyn. En selfs met die potensiaal van dit wat kan gebeur, kan ek en jy nog steeds ons toevlug vind in die Here. Want voor die wêreld geskep was in Genesis 1, was hy 'n toevlug gewees. Nou gee die aarde mee. Ons het nie nodig om vreesagtig te wees nie. Ons kan ons anker vind in die Here. Hy is ons toevlug. Hy is die veiligste, standvastigste, onwankelbaarste toevlug wat jy in die ewigheid, nie net in jou leeftyd nie, in die ewigheid ooit kon geniet. En wanneer jou standvastigheid verval, moenie vrees nie. En wanneer jou sekuriteit te mekaar tuimel, moenie vrees nie. Hy bly die ewige rots, geklief vir my. Daarom kan ek veilig in hom alleen bly. Vers 3 sê, die waters wat dreun. Wanneer dinge so buite beheer word, dat alles meegesleep word. Was jy al daar gewees? Waar dinge net meegesleep word, soos met 'n tsunami, en niks standhoudend is nie, en niks oorbly nie, en al die ellende word net al meer en meer oorvloedig, en daar's geen uitkoms nie. Ja, dan kan ons toevlug vind in die Here, en nie saam meegesleer word nie. Almal wonder oor China en Amerika, en al hierdie lande, wat met al hulle dinge besig is, in die midde van dit alles. Al forceer ons in watter rigting, is ons toevlug in die Here. Wanneer dinge net te veel is, kan ons nie buig voor die Here en ons toevlug vind in hom. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Wat 'n wonderlike belofte. As ek hom my toevlug maak. So lyk dit vandag, vriende. Sal ons dalk 'n bietjie sela vir 'n oomblik oor hierdie onderwerp? Sal ons vir 'n oomblik net so 'n bietjie tot stilte kom, so 'n bietjie asemhaal, net vir 'n oomblik dink. Wanneer die wêreld vrees aanjaag, wanneer die media vrees blaas, wanneer dinge rondom ons skeefloop en ons te bo is, kan ons asemhaal en sê, Here, help my om myself net een trappie hoër in te stel. Baie keer as ons so moet sing, en dan kom ons nie by hoë note uitkom nie. Sela is presies dit. As jy op die noot was, moet jy die volgende lyntjie op die noot begin sing. As jy lewe op die noot was tot vandag toe, dan wil die Here hê dat ons op hierdie noot sal inkom van môre af. Want ons het nie nodig om gedrink te word en gedryf te word deur vrees nie. Ek onthou ek was 'n ou klein seentjie gewees, ons trek kweekskool toe. En ek was so 3 jaar oud gewees op daardie stadium, kan ook 4 gewees het. Maar toe ons by die kweekskool intrek, toe was daar 'n swart man met die naam van Corneels. Nou, Corneels het daar rondgestaan, hy het vir die ouens gestaan en wag by elkeen se huis as ons ingetrek het, dan was Corneels daar gewees. En die dag toe ons intrek daar by daai kweekskool, toe staan hy by die motorhuis waar ons intrek, en hy staan met 'n soplepel. En toe by die soplepel daar staan, toe staan hy so gereed, en toe ek hierdie ou sien, toe kry ek seker benoudhede, en ek hol val wat ek werd is. Ek soek my pa, en ek gryp hom in die been, en ek hou hom vas. En Corneels kom in sy onskuld, en hy sê nee, hy gebruik hierdie soplepel, en dan vang hy al die traantjies van die kindertjies op. Wat so heil is hulle by die plek aankom. Julle en ek is in 'n toestand, man. Wie is jy om die trane vir my te kom opvang, en ek wil net hardloop, julle. Jare later het ek hierdie ou geleer ken as 'n pragtige godsman, wat 'n liefde vir die Here het, wat min mense in my lewe, wat ek gesien het by mense. Maar ek het daardie dag het ek 'n skuiling gaan soek by my vader, by my pa. Ek het by hom gaan wegkruip, ek het in sy been vasgeklou. En vriende, so is dit met die Here. Wanneer ons die ontnigterings van die lewe kry,
En jou wêreld gereed staan om ons trane op te vang in soplepels. En ons nie woorde het nie, maar ons bene wil afhardloop. Is daar 'n Vader in die hemel wat sê ek wil vir jou 'n toevlug wees in jou benoudste oomblik. Wanneer alles vernietig word, wanneer alles meegesleer word, wanneer alles onderste bo is, wanneer alles oor my kom spoel, wanneer ek nie kan sien vir môre nie. Wat 'n wonderlike belofte dat die God van die heelal wil vir jou toevlug wees. Vers 6 sê God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. God sal help. Nie miskien nie wanneer dit hom pas nie. God sal help. Hy sê soek die koninkryk eerste en al die ander dinge, ook sy hulp, sal bygevoeg word in daardie oomblikke wanneer dit nodig is, wanneer die dag van onheil aanbreek. En daarom moet ons nie vreesagtig wees nie. Maar ons moet ons toevlug vind in die Here. Die tweede een wat vir my uitstaan is in vers 8 van ons geleesde gedeelte. Die tweede saak waarom ons vreesloos kan wees, is omdat ons kan weet, die Here van die leerskare is met ons. Hy is vir jou en vir my. Hy is met ons en hy is ons ewige helper. Vers 5 van ons geleesde gedeelte sê, die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef. Die aarde bewe. Maar die God van die leerskare is met my. Ons het nie nodig om vreesagtig te raak nie. Al smel die aarde weg, dan weet ons die God van die gode is met my. The Lord of hosts is with me. Hy is by my. Hy is my fort. Hy is my hulp. Hy is my bron. Hy is my krag. So ons weet dat ons kan ons toevlug vind in die Here. Maar nog beter as net dat ek moet hom toe gaan as 'n toevlug, want hy is ook by my in die oomblik as ek dit nodig het. Ons het nie nodig om te ver te hardloop nie. Ons het nie nodig om te ver te gaan soek vir die antwoord nie, want hy is by my in my oomblik van benoudheid. En al is die stroompies van 'n rivier, dit wat vir baie mense die blydskap bied. Die woord van die Here sê vir ons, hy is met my, meer as wat 'n stroompie in die middel van 'n stad mag wees. Nou weet jy, as jy so deur die Vrystaat gaan, dan kry jy nou baie dorpies, waar daar nie veel in die gang is nie, maar dan kry jy 'n plekkie hier en daar, en dan sien jy daar kom 'n stroompie voor die plekkie verby. En by daardie plekkie, daar's lewe. En solank as wat die stroompie daar loop, solank is daar lewe. En vriende, ons het nie maar net 'n stroompie nie. Ons het die koning van die konings. Hy is met ons. Hy vloei deur ons. Hy is by ons. En wanneer die lewe ons oorweldig, hoef ons nie vreesagtig te wees nie. En as jy in die stroompies van die lewe kan blydskap vind, hoeveel meer nie in God nie. Want hy is met ons. Hierdie vers 5 skets dat ons so maklik dit kan mis. Hy praat van die Godstad van die Here, dis Jerusalem. Dit is 'n besonderse mooi stad, maar daar's geen rivier wat deur hierdie stad vloei nie. Daar's geen rivier wat daar deurloop nie. Hy sê dis niks. Ek vloei deur hierdie stad. Ek is daar binne-in. Ek is met julle. Ek is by julle. Dis meer belangrik as die belangrikheid van water. Nou weet ons, vriende, dat jy kan vir 'n week of vir 2 of vir 'n maand gaan sonder voedsel, maar jy kan nie gaan sonder water nie. Maar meer belangrik as die water, is dat God met jou sal wees. Babylon het die Eufraat-rivier. Egipte het die Nylrivier. Rome het die Tiber-rivier. Jerusalem het geen rivier nie, maar hulle het God. Wat 'n wonderlike wete, dat wanneer die lewe ons oorweldig en die vrees ons kom beetpak, dan het ons die Allerhoogste wat met ons is. Met strome van lewende water wat uit sy binneste uitvloei, wat vir ons 'n bron van lewe en 'n bron van krag is, wat ons kan kom reinig en ons kan kom was en ons kan kom genees deur daardie water. Hy is die een, die Allerhoogste El Elyon, rivierstroom wat deur ons siele kan kom spoel. Hy is die soewereine rivierstroom wat deur ons harte kan kom spoel. Hy bekleed die hoogste posisie in die heelal. Hy is die grootste rivier van lewe wat deur ons kan kom spoel. Ons het hom nodig. En
En daarom moet ons nie vreesagtig raak wanneer ons in dorre streke is nie. Ons moet nie vreesagtig raak wanneer ons in die nood van die lewe is nie, want hy is 'n stroom wat deur ons kom vloei. En hy is met ons die hele tyd. Terwyl die see dreis en die golwe van die lewe baie keer boor ons spoel, kom hy die Allerhoogste. En hy brei vir ons die bron van lewe. En so is die gekabbel van water oor die rotse van 'n waterstroom, so rol sy guns oor elke rots van struikeling. So rol sy seën oor elke struikelblok wat oor ons pad mag kom, want God se genade is elke dag genoeg vir vandag. Sy genade hou nie op nie. Sy genade is deurgangs, en sonder sy genade is ons niks nie. Maar as ons wandel in hierdie genade, het ons nie nodig om vreesagtig te wees nie. Want God se guns word baie gebring binne in die swaarste oomblikke van die lewe. Die grootste oomblik in Daniël se lewe van God se guns was binne in die leeukuil. Die grootste oomblik van Daniël se vriende se lewe waar hulle God se guns beleef het, was binne in die vuuroond gewees. Binne in die vuuroond was daar 'n fontein van lewende water. En dit het hulle beskik. Psalm 36 vers 9 sê: Hulle verkook hulle aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. O vriende, ons het nie nodig om vreesagtig te wees nie. Ons kan drink uit die stroom van God se genietinge. En ons kan deel in die blydskap wat hy vir ons kom uitstort. En ons kan deel in sy oorvloed. En ons kan deel in sy strome van vrede wat alle verstand te bowe gaan. Sy teenwoordigheid word bevestig in vers 5 en vers 8. Hy is God Immanuel. En hy is hier met ons. En dit maak nie saak vandag hoe donker dit is rondom ons nie. Dit maak nie saak vandag hoe diep die moeilikheid vir ons is nie. Dit maak nie vandag saak hoe swaar die omstandighede is nie. Te midde van dit alles is hy met ons. Klaagliedere 3 vers 21 sê: Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Wat 'n verkoeking om te weet. Ek het nie nodig om vasgeval te word in die dinge van hierdie lewe nie. Ek het nie nodig om besoedel te word met die vrese wat aangeblaas word nie. Ek het nie nodig om vreesagtig te wees oor die what-ifs van die lewe nie. Maar as 'n stroom wat uit die hemel, uit die troonkamer van die hemel uitvloei tot met my. Ek dink aan die volk van Israel. Hulle vind hulle self in die woestyn. Het jy al ooit hierdie gedagte raak gelees? Hoeveel keer het hulle in die woestyn gebid vir water? Dis 'n deel wat julle moet antwoord hoor. Kan julle onthou hoeveel keer het hulle gebid vir water? Enige idee? 2 keer. En toe hulle water kry, toe moan hulle ook nog, want is bitter of is nie reg nie of is nie genoeg nie, wat ook al. In 40 jaar 2 keer. Hoe is dit moontlik julle? Hoe is dit moontlik dat 'n volk 40 jaar in die woestyn rondtrek en net 2 keer bid vir water? Wat moes gebeur het? God was met hulle. Hy was hulle stroom van water. En daai 2 keer is 'n gebede vir water, dat God water agter hulle laat aanloop in die woestyn. Dis hoe God sy volk onderhou. En ek en jy hoef nie vreesagtig te raak oor die droogtes nie. Ek en jy hoef nie vreesagtig te raak oor die dinge van die lewe nie. Want die koning van die konings antwoord die gebede om water te gee in die oomblik wanneer dit nodig is. Want hy is my bron van lewende water. Psalm 24 vers 10 sê: Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Here koning. En as hy storms kan stilmaak en winde luister vir hom, hoe dink jy in die lewe dat waterstrome nie vir hom sal luister nie? Hy vra die vraag: Wie is die Here koning? Wie is die een wat storms kan stilmaak? Wie is die glorieryke? Wie is die wonderbare? Wie is die een wat die natuur mobiliseer vir God se eer? En ons is vreesagtig vir die droogtes van die lewe. Dink aan Moses.
Dit was die belofte van die Here wat hom gebring het om op te trek na Egipte toe. Die plek wat hom juis in die wildernis in die eerste plek gekry het. Maar hy het geweet, hy is met my. Eksodus 33 vers 14 sê, en hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? God sê vir hom, moet ek nou saam met jou gaan om die rusplek vir jou te gaan gee? Asof ek nie vir 'n oomblik by jou sal wees nie. En toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Het jy geweet hoe ons onderskeie is van die res van die wêreld aan buitekant? God trek saam met ons. Hoe kosbaar is dit nie, vriende? Vers 17 sê, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by jou naam, en daarom is ek met jou. Psalm 46 vers 8 sê, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob, die een wat met Jakob gestoei het, hy is met ons, hy is 'n rotsvesting vir ons. Dink vir 'n oomblik daaraan, wanneer die vrees jou weer 'n keer kom aanval. Hoe wonderbaar is dit nie, om dit te bedink nie. Charles Spurgeon gesê, God stuck with the deceitful Jacob, shaping and molding him into a man of faith, changing his name to Israel, which means Prince of God. So al voel dit vir jou, jy is in die middel van 'n stoeigeveg. Laat God toe, om met strome van lewende water vir jou die helper te wees, wat hy alleen vir jou kan wees, om al die vrees uit te dryf. Die laaste een wat ek graag nie wil wys, vind ons in Psalm 46, vers 11 en vers 12 sê dit vir ons, laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Hierdie woorde gee vir my hierdie kosbare boodskap, hy is ons krag, en daarom het ek nie nodig om te vrees nie. Hy is die bron van my krag, elke oomblik van elke dag. Vers 9 sê, kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, sien die hand van God oor die aarde, kyk hoe beweeg die mensdom, God het dit bestem, dis duisende jare terug opgeteken gewees, en die detail van hierdie profesie gebeur die een na die ander een in die hoogste graad. Kyk na die almag en die krag van die Here, wat soos 'n tik-tok masjien die een na die ander gebeur. Sien dit en erken die krag van God. Vers 10 sê, wat die oorlode laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukken slaan, die strydwaans met vuur verbrand, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob. Be still and know that I am God. Sien die hart van God hierso. Hy kom wys sy almag, sy alvermoë. Vers 8 sê, kom, 'n uitnodiging om die werke van God te kom toets. Net so wat hy met, wie is jou gewees? Thomas gemaak het. Kom Thomas, kom toets of jy die regte Jesus volg. Moenie vreesagtig raak vir ongeloof nie. Moenie oorweldig word deur lewe nie. Maar kom en aanskou die krag. Kom en aanskou die hand van God in beweging. Kom en stel ondersoek in. Kom spaai op die lewende God en sien, wat kan hy doen? Hierdie kom is 'n imperatief, is 'n opdrag. Jare gelede was daar 'n besigheidsfrase wat ek van gehoor het. You become what you behold. Dit wat jy nou kyk, is dit wat jy word. Wat sê ons vandag vir mekaar in Afrikaans? Dit wat jy eet. Jy lyk so goed want jy eet so goed. En dit waarna jy sit en kyk dag vir dag, is dit wat jy gaan wees. En as jy jou gaan ophou met die beesagtighede van hierdie lewe en gaan sit en kyk na dit elke dag, dan gaan jy vasgevang word in die vrese van die lewe. Kom en aanskou die dade van die Here.
Aanskou die werke van God. Aanskou wanneer God sy hand oplig en die wêreld kom oordeel. Kom aanskou wanneer God sy hand oplig en die wêreld eindig op in ruïnes. Kom aanskou daardie hand van God in beweging. Dat die oorlog laat ophou, wat die boog verbreek, wat die spies stukkend slaan, wat die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet, ek is God. Nou die hele tyd praat hy in die derde persoon, maar net hier kom hy, en nou praat hy sê, ek is God. Dit is so amper 'n bietjie van 'n deer. Ek deer jou. In jou moeilikste, swaarste omstandigheid, in jou grootste vrees, in jou moeilikste tye van jou lewe, ek deer jou. Kyk net en sien die krag van God in jou lewe. Ek het baie keer al gesê, die Here het 'n wonderlike wyse om met 'n mens te werk, en hy het my geroep op 'n stadium in my lewe, en ek het gesê, sorry, ek gaan hierdie werk doen nie, daar's nie 'n kans in die leeftyd nie. En die Here het my gelos vir 17 jaar lang. Vir 2 redes. Dat ek in hierdie 17 jaar God se hand kan sien, in beweging, dat ek weet met wie ek te doen. En dat ek my eie hart kan weer ken, vir my feilbaarheid. Vriende, ons het nodig om die Here te vertrou en sê, Here, asseblief, help ons. Laat ons nie sal rondkyk na die omstandighede nie, maar dat ons sal laat staan en weet, God is in beheer. Laat staan en weet, verwys na daardie gedagte om die wapens van die stryd neer te lê, om die selfprobeer neer te lê, om die selfvermoë neer te lê, om 'n ceasefire uit te roep in my lewe, om te sê ek gaan nie weer 'n keer probeer nie, ek gaan nie weer 'n keer myself beywer nie, ek gaan nie weer 'n keer myself kom uitput nie, ek gaan nie weer 'n keer al die bekommernisse vat en dit vir myself kom aantrek nie, Here. Ek gaan nie weer 'n keer met gebalde vuiste in die wêreld inloop en self die ding gaan probeer doen nie. Maar hierdie keer, Here, gaan ek surrender. Hierdie keer, Here, gaan ek oorgee. Sagaria 2 vers 13 sê, swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. O vriende, hoe mooi sal dit nie wees as ek en jy kan sê, Here, ek swyg, want ek sien nie opstaan vir die eie eer nie. Ons moet wag op die beweging van die Allerhoogste. Dan sal die poppe dans. Ons het nodig om te wag dat die wiel van die ewigheid sal draai. Dan sal ons verstom staan oor die werk van God. Ek en jy het nie nodig om veel te doen nie. Ons het nie nodig om te kyk na die nasies nie. Ons het nie nodig om te kyk na die ekonomie nie. Ons het nie nodig om te kyk na die omstandighede nie. Ons het nie nodig om te kyk na die reëse nie. Ons het nodig om te kyk na die krag van God in beweging. En dit sal ons harte verander. Dit sal ons families verander. Dit sal ons gemeente verander. Dit sal ons dorp verander. Dit sal ons land verander. Want niks van hom kant nie. Nooit was hy verras gewees nie. Nog nooit het hy gesê, oh, wat nou nie? Nee, sy krag is groter as alles hier. Hy is die Almagtige. Hy is die Ewige. Sy krag is onmeetbaar. Sy krag is buite tyd, buite spasie. Sy krag is onbeperk. En daarom moet ons seker maak, ek is reg met die Here. Want as ek nie reg is met God nie, dan is ek 'n vyand van God. En dan is die krag van God teen my. En daarom moet ons aan alles wat bewuste sonde is ontslaa raak. Moet ons van alles ontslaa raak wat ons mag hinder, sodat ons maar net kan aanskou die krag van die Here. Jakobus 4 vers 14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Maak nie saak hoe manhaftig ons is nie. Ons lewens bly 'n damp. Maak nie saak hoeveel ons bekom het, hoeveel ons bymekaar gemaak het nie, dit bly maar net 'n vyper. Spreuke 27 vers 1 sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag van môre sal bring nie. O vriende, hy wil vir ons 'n skuilplek wees. Hy wil vir ons 'n toevlug wees. Hy wil vir ons 'n hulp wees. Hy wil met ons wees.
Hy wil vir ons sy krag kom openbaar. En daarom het ons nie nodig om te vrees vir die lewe nie. Mag die Here ons regtig help om nie vas te kyk in die hier en die nou nie, maar om God toe te laat. Om aan daardie skuilplek vir ons te wees. Kom ons buig ons harte. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand so vir 'n oomblik kon kyk na hierdie Psalm. Dankie Here dat ons kan sien wat in die wêreld rondom ons gebeur. Die nasies wat ingedruis is. Die konflik en die koninkryke wat teen mekaar opstaan, die een wat na die ander een wankel, en alles wat lyk of dit standvastig was, is besig om uit mekaar te val. Maar dankie Here. Ons kan vandag ons rus vind in die Here. Ons het nie nodig om vreesagtig rond te kyk nie, Here, want U is die God van die heelal. Here, en ons mag ons toevlug vind in die Here. En Here, daarom kom ons vandag in ons skuil by U. Daarom kom ons en ons vra, Here, herinner ons, wanneer hierdie omstandighede oor ons kom, Here, dat ons hulp sal vind by die Here, want Here, U is al een wat met ons is, selfs in die doodsnikke van ons lewe. Wanneer niks en niemand ons hand kan vashou nie, Here, U is reeds daardeur, en U kan selfs in daardie oomblikke ons help, en met ons wees. Dankie Here, dat ons kan weet vandag, dat U is ons krag, en U krag is onbeperk. U krag is buite tyd en buite spasie. U krag is van ewigheid tot ewigheid. En dankie Here dat ons kan weet. Daarom het ons nie nodig om vreesagtig te wees nie. Maar ons kan leef in totale vreesloosheid, want al breek hulle alles af. U bly steeds staan. Here, vir U wonderlike naam. Amen. En kom ons staan, gaan ons lied saam sing. Moet die diens mee afgesluit. In die week wat voorlê, geniet 'n week wat in sy teenwoordigheid is. Moet nooit laat gaan die hand van die Here nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en sy tere opsoekende gemeenskap met die wees en sy vrede aan die meedeel tot hy ons weer kom haal.